Kom ons raak bewus, ons is so besig in die week, daar is so baie dinge wat op ons aandag aanspraak maak, ons selfone, baie ander dinge en mense. Ons weet, die Here is altyd by ons, maar in hierdie oomblik kan ons stil raak, en kan ons weet waar ons bewus is van mekaar hier, kan ons weet ook hy is hierso. Jesus het gesê, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek in hulle midde. Kom ons raak stil, ons gee geleentheid. Die Here in sy teenwoordigheid ons is, groet ons in die woorde van Judas vers 2, mag julle barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed ontvang. As die Here so by ons is en vir ons so ook groet met sy seën, kom ons loof hom. Volgende 2 liedere sing ons lofliedere, sing ons staande.
Kom ons jong mensies, kom na my toe, voor die kuier. Daar is nog nie, maar ek het daar nie. Wat sê? Ons kyk na die verjaarsdae. Is daar een van julle wat verjaar het? Wie verjaar volgende Sondag? Goed. In November. Dan sal ons weer ook geluk sê. Is daar van die gemeente wat hier is, wat in die week verjaar het? Hierdie hand opsteek asseblief. Ons het lekkertjies vir diegene wat verjaar het. Is daar vanmorgen iemand? Daar, heel agter. Jana het jaar, gaan sy so geregeld gee. Daar sy. Daar, heel agter. Daar. Is daar nog iemand? Ek weet nie dat jy die hand raak gesien het. Daar so. Moeg. Huweliksherdenking van wie is dit? Bobby hulle, sure. Kom sê vir hulle ook, vir Bobby voor, die gaan sê, ons sê, okay, vir die tannie daar, net iets, daar ons van. Nog herdenking. Kom ons kry iemand anders om te sê, weet nog nie gesê nie. As jy hierso, vir die tannie daar, en vir die oom daar. Vir die tannie. Nog een huweliksherdenking. Hoeveel jaar is dit? Hoeveel jaar is julle? Margriet? 45. Baie geluk, dat jy gehou het om sê die boelie wat vir jou. Baie hartelijk geluk. Die verjaardag wat ons dan daar het, en ons het van hulle gehad, dat ons ook van my geluk gesien. En wat is ons wens vir hulle? Dat hulle sal weet, dat Jesus hulle baie lief het. Elkeen wat verjaar, en elkeen wat hulle ook so lang mekaar uithou, met hulle huweliksherdenkings. Goed. Kom ons gesels gou 'n bietjie met mekaar. Wat is hierdie? Bybel. Wat doen ons, leer ons in die Bybel? Van Jesus. En Jesus leer vir ons wat hy wil hê ons moet. Wat is daai? Dus wat lyk daai vir daai prentjie? Daai tekening. 'n kerk. En hy is mooi. So was die kerk in die begin. Die mense het die kerk gebou op die fundament, sê ons, van die Bybel, wat die Bybel gesê. En toe was die kerk mooi en sterk, en die mure was mooi, en alles wat was goed. Maar toe kom die mense, en hulle begin met hulle eie idees. Hulle sê, julle moet vir ons geld betaal, en julle moet goed doen, om vir Jesus aanvaarbaar te wees. En toe word die kerk swak, en skeef, en verkeerd. En dit wat het lang so aangegaan. Toe kom daar mense wat begin sê, maar iets is verkeerd hierso. En een van hulle was Martin Luther. Hy het gesê, nee, die kerk maak nou verkeerd. Ons moet terug na Jesus toe, en na die Bybel. Ons moet hervorm. Ons moet reformeer. Wat wil dit vir ons sê? Wil vir ons sê, as ek hervorm, wat verkeerd was, maak ek weer reg, ook in my eie lewe. En Luther en ander het gesê, ons moet weer hervorm, ons moet weer reg maak, wat die Bybel vir ons sê, en wat gebeur toe? Toe word die kerk weer reg. Dus die Bybel weer die fundament, en is die kerk weer sterk. En vir ons is die Bybel steeds die fundament. Ons hoor hier wat die Here wil ons moet doen, ons hoor hier
wat sy wil vir ons is. Baie dankie, julle kan maar weer dan gaan sit, of ek weet nie, hulle gaan die groepie nou uit, ek het nou nie gehoor. Hulle gaan uit, gaan na julle tannies toe, julle kan maar gaan. Vandag vier kerke, gereformeerde kerke, dwars oor die wêreld, vier hulle hervormingssondag. Want Martin Luther het op 31 Oktober 1517 het hy sy 95 stellings teen kerkdeur in Wittenberg vasgespijker. En daarom gaan ons ook weer kyk na wat die hervorming vir ons gesê het, wat die protestante, want hulle het geprotesteer, wat hulle vir ons geleer het, en die hervormers vir ons gesê het. En dan sien ons dat daar verskillende solas word het genoem, ek gaan nou weer iets daaroor sê. Kom ons lees dan net ons skriflesing saam, uit 2 Timoteus 3, vers 14 tot 17. Ons gaan nou kyk na ander skrifgedeeltes, omdat dit ook gaan oor dan die verskillende solas. Timoteus, Paulus skryf vir Timoteus, maar jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vast glo. Jy weet toch wie jou leermeester was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man, en eintlik dan die mens, dit is ook so vertaal in die 2020 vertaling, die mens wat in diens van God staan, volkome voorberei, en toegerus sal wees, vir elke goeie werk. Die ding is nie maar net kopkennis nie, maar dit is, dat ek ook dan, werklik waar dit kan gaan uitoefen, gaan leef, voorberei en toegerus vir elke goeie werk. Martin Luther het begin, daar was ander ook, maar hierdie 95 stellings wat hy daar gespijker het, op 31 Oktober 1517, het toe die protestant, die reformatie, die hervorming afgeskop. En hierdie hervormers het toe gesê, maar daar is verskillende fundamente waarop ons geloof moet bou.
Want daar is so baie dinge wat die kerk verkeerd gedoen het destyds. En nou moet ons dan ook weer regmaak. En ons praat van die 5 solas. Sola is 'n Latynse woord wat beteken slegs of alleen. En dit is dan alleen waarhede, slegs waarhede, waar volgens ons as hervormers dan ook sal leef. En dan sien ons, in reaksie teen die Rooms-Katholieke Kerk, het die hervormers dus gesê, God red ons slegs uit genade, slegs deur geloof, slegs in Christus, slegs tot eer van God, slegs volgens God se woord, die Bybel. Met ander woorde, dis hierdie dinge, hierdie 5 boustene, waarop ons geloof bou. En nie op ander dinge, soos wat die Rooms-Katholieke Kerk destyds gesê het. Die tradisie, die leerstellinge wat hulle vir die mense gesê het, niks daarvan nie. Maar hierdie 5 solas is vir ons die belangrike. En daarom wou ons dan ook vanmôre sê, dat ons sal bly reformeer. Ons moet bly by die woord en hierdie alleen waarhede, waarop ons geloof moet bou. Kom ons kyk vandag net kortliks na elkeen daarvan. Die skrif alleen, slegs die skrif. Dit is vir ons die belangrikste wat daar is. Niks wat mense sê nie, want dis wat daai tyd gebeur het. En dis wat Luther en van die ander hervormers se beswaar ook, dat hulle allerhande ander dinge geleer het. En daarom sien ons dat slegs die woord, sola scriptura, is die belangrikste. En dat ons nie maar menslike leerstellings nie, menslike gedagtes nie, menslike emosies na vore bring nie, maar dat ons werklik waar gaan kyk na wat die woord vir ons sê, die belang van die woord. En dan daarom dat 2 Timoteus 3 vers 14 ook vir ons sê, bly by dit wat jy geleer het. Ek dink ons basis, wat ons by ons ouers geleer het, by die kategese geleer het, is baie goed. En ons moet daarby bly. En dan moet ons daarvolgens, moet ons uit die woord gaan lewe. Daar kom baie stemme op, wat allerhande dinge sê, byvoorbeeld teen die opstanding van Jesus, en so kan ons gaan kyk. Maar dat ons gaan bly by die woord en wat die woord vir ons sê. Want Paulus sê ook vir Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer, deur die Heilige Gees geïnspireer, en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Dwaling te bestry, dit wat die dwalinge wat die Rooms-Katholieke Kerk destyds gehad het, om dit te bestry, die verkeerdhede reg te stel, en werklik waar te gaan leef uit dit wat die woord vir ons sê, daardie solas te gaan uitlewe. En nou wil ek net vir ons vandag sê, dat ons as ek sê ons moet uit die Bybel leef, wil ek sê Bybel en gebed is ons geestelike kos en water. Lees jy nog gereeld die Bybel, bid jy gereeld. En dis nie 'n emosie van wantrou. Ek wil maar net sê, doen moeite daarmee, want so maklik kom daar ander dinge wat vir my belangrik raak. En begin ek my Bybel lees, Bybelstudie afskeep. En daarom dat ek sal lees. Jy kan nog 'n geestelike lewe hê, as jy min Bybel lees, ons kry ons baie ander teksies en dingetjies. Maar dan kan my geestelike lewe baie maar wees. Deur my gereelde besig wees met die Bybel en gebed, dageliks besig wees, groei my verhouding met die Here, want dit gaan om die God van die woord, uit wie ek dan leef, en wie ek dan gehoorsaam, en met wie ek dan praat, en juis doen wat hy vir ons sê. Daarom, Bybel en gebed, bly steeds baie belangrik, soos die hervormers ook vir ons geleer het. Die tweede sola, genade alleen, sola gratia, slegs genade. En dit is uiters belangrik. Kom ek vra so, hoe word ons gered? Wat moet ek doen om gered te word? Soms, as 'n mens met mense praat, dan sal hulle sê, wel, ek leef daarin 'n goeie lewe, lees my Bybel en bid, ek gaan kerk toe,
ek probeer goed doen. Dit is nie dinge waar my red nie. Daarom dat die skrif vir ons so belangrik sê, Efesiërs 2, uit genade is julle gered. Uit genade, niks anders nie. Geen betaling nie, geen goeie werke nie. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Hierdie genade kom van God af. Dit is sy genade wat my sy kind maak. En daardeur word ek gered. Niks anders nie. Wat is genade? Genade is 'n gratis geskenk. Ek kan nie doen om dit te verdien nie. Die Here gee dit vir my. Want teenoor die straf wat ek verdien, ontvang ek die grootste geskenk ooit. Verlossing deur Jesus Christus. En dis wat genade is. Dat ek ook kan weet, ek word die Here se kind. Nie omdat ek goed is, maar omdat sy genade en sy liefde vir my daar is. Gaan jy hemel toe? Kan ek weet of ek hemel toe gaan? Ja, ek kan weet. Johannes skryf in 1 vers 13, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Glo jy in Jesus? Dan kan jy weet, as jy glo in hom, jy het die ewige lewe. En daarom hoef jy nie te wonder nie, hoef jy nie te probeer om allerlei dinge te doen nie, hoef jy nie te probeer om God se genade te kry nie. Hy gee vir jou daardie genade as sy gawe, as sy geskenk, en jy kan weet, deur jou geloof in Jesus, het jy die ewige lewe. En daarom genade alleen, slegs genade. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het, sê Efesiërs 1 vers 6 vir ons. Genade, slegs genade, red vir my. Die derde sola, slegs geloof, sola fidei, die Latynse woord. En ek kan weet, soos ek gesê het, ons kan nie iets koop nie, ek kan nie iets doen nie, ek kan nie werk doen nie, die geloof alleen. Onthou die teks, wat die boodskap van die hele Bybel in 'n neutedop saamvat. Ek dink baie van ons sal weet wat dit is. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom, dat ons kan weet, die geloof in Jesus is dit wat ek aanvaar, wat dan ook vir my help om te red. Efesiërs 2 vers 8 sê ook, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Redding is die gawe van God. Geloof is die hand waarmee ek dit neem, dit my eie maak. Kom ek vra so, as ek vir jou sê, hier vir jou R1 miljoen, het jy dit? Nee, as dit nog in my hand is, het jy dit nie. Jy moet dit aanvaar. En dit is wat ek bedoel daarmee. God gee dit. Hy wil hê dit almal glo. Hy gee daardie gawe, wil hy vir almal gee. Maar hulle wat in die geloof dit aanvaar, is sy kinders. Geloof is die hand waarmee ek dit neem, my eie maak. Christus alleen, slegs Christus, solus Christus. En dit is die belangrike ding wat ons steeds moet besef. Soos wat ek net nog gesê het, mense probeer partykeer op hulle eie manier, met hulle eie dinge. Die Rooms-Katolieke Kerk het destyds gesê, jy moet geld betaal, aflaatbriewe koop, om van jou sonde ontslae te raak. Ons weet, dit is nie waar nie. Dit is slegs deur Jesus. Jy kan nie jouself red, of op enige manier vergoed, of betaal vir jou sonde nie. Niks of niemand anders kan jou red. Slegs Jesus. Want ons sonde is soos biljoene, der biljoene se skuld voor God. Ons sonde, ons besef nie altyd hoe groot ons sonde werklik teen die almagtige, heilige God is nie. En ons maak dit elke dag net meer. Ons dink ons is redelik goed, maar ons gedagtes, die dinge wat ons doen, die dinge wat ons nalaat, maak ons sonde
elke dag net meer. En ons kan nie self daarvoor boet nie. Dit sou my ewigheid in die hel kos. En dit is God se straf op die sonde van die mens. Slegs Jesus kon dit betaal. Daarom is hy God self, om daardie helse skuld te kan dra, het hy in ons plek gedra. En die wonder wat ons vandag ervaar, daarom praat ons ook van ons hervormingsfees, dat ons in die nagmaal ook weer daardie versekering kan kry, dat Jesus vir ons daardie skuld kom dra het. Daarom, daardie verlossing kan ons dan slegs deur geloof en deur sy genade ontvang. En as ek dit glo, as ek dit weet, het ek daardie genade van hom ontvang. Het ek die geloof vir hom. Want hy het al ons skuld betaal. Daar is niks wat hy nie betaal het. Hy het die skuld van die ganse mensdom gedra. Daar is net baie wat dit nie wil aanvaar nie. En daarom dat ons aan die kruis kan weet, het hy vir ons betaal. Daardie helse straf het Jesus in my en jou plek gedra. En die sola, alle eer aan God alleen, soli Deo gloria, slegs aan God die eer. Kom ek vra, wat is die hoogste doel van ons lewe? Om geld te maak, om gelukkig te lewe, die hoogste doel van ons lewe, vir die gelowige kind van God, is dit maar alleen om tot die roem en die eer van God te lewe. Ons besef dit nie altyd, ons dink nie altyd so daaraan nie, maar ek behoort tot eer van God te lewe. In 'n tyd waar selfverheerliking dikwels die norm is, herinner hierdie beginsel ons daaraan dat ons lewens eintlik gaan oor iets groter as onsself, oor God se eer. En daarom die manier wat ek dinge doen, moet ek doen dat dit tot eer van die Here strek. Soos Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. En ons moet weer bewustelik dit begin doen, dat ons werklik tot eer van die Here begin lewe. Hierdie beginsel, hierdie boufundament van die reformatie, wil vir ons steeds weer herinner, dat ons tot eer van die Here sal lewe. Ons ouer mense sal miskien nog onthou, ons het so groot R1 gehad destyds, waarop daar die woorde gestaan het, soli Deo gloria. Na 94 het ek gedink, dit sal nie meer daar wees nie, maar dit was nog daar. Dit is nog op die huidige R1. Ek het nou die dag een gekry waar dit nie op staan, so dat daar is party wat verander het, maar toe ek bietjie gaan navorsing doen, word daar gesê dat daar is geen amptelike besluit dat dit nie meer daar is nie. Lyk my party het nog steeds op, soli Deo gloria, ander het dit nie. Daarom, laat R1 stuk ook weer eens vir herinner, dat ek en jy moet lewe tot God se eer. Slegs aan God die eer, en dat ek hom altyd moet vooropstel. Wat ek ook al doen, hoe ek ook al lewe, my alles in my lewe moet wees tot God se eer. My werk, my speel, my huis, my mense, alles tot eer van die Here, moet hom vooropstel. Daarom wat ek ook al doen, my lewe moet tot sy eer en verheerliking wees. Ek sluit af met 'n Latynse spreuk wat ontstaan het, wat lui: Ecclesia reformata semper reformanda. Die kerk wat gereformeer is, bly altyd weer reformeer, bly altyd weer hervorm. En daarom dat ons telkens weer gaan kyk na die woord, en dat ons geloofswaarhede soms weer op 'n ander manier interpreteer vir nuwe tye. Kom ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. Maar die hoed destyds het al die vrouens hoedens gedra, tot ons agtergekom het, maar dis nie nodig nie. Nie verkeerd nie, maar dis nie nodig nie. En so bly ons 'n gereformeerde kerk, hervormde kerk, wat altyd weer hervorm. En daarom wil lewe tot eer van ons Here. Daarom wil ons sê, omdat ons dit is, moet ons altyd steeds reformeer tot God se eer. Amen.
Ons gaan nou oor na die nagmaal. Ek wil net hier noem dat as u 'n besoeker hier is vandag, wil ons u uitnooi om ook saam met ons die nagmaal te gebruik. Ek wil maar net vandag noem hoe dit gebeur. Ontvang die tekens en dan hou u dit, hou die brood en hou die wyn, tot met die instelling, dan doen ons dit allemaal saam. Ek gaan nou vra dat net hierna, ek gaan net 'n gebed doen, dan gaan ek vra dat die persone wat uitdeel na vore kom, en ook dan die sanggroep. Kom ons sit iets so, dan buig ons in aanbidding. Here, grote, almagtige, heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U as die God wat U kerk in stand hou en wat weerkom en wil hê dat as daar dinge verkeerd gegaan het, ons dit moet regmaak, ons moet hervorm. Dankie Here dat ons uit U woord die beginsels kan kry en uit die woord kan lewe. Dankie vir U genade wat ons U kinders maak. Dankie dat ons dit deur geloof kan aanvaar. Dankie Jesus Christus dat U liggaam gegee het aan die kruis vir ons sonde. U bloed laat vloei het dat ons daardeur skoon gewas kan word. Dankie Here dat ons dan op grond van hierdie dinge tot U eer kan lewe. Vergewe ons waar ons dit so min doen en help ons Here om al meer tot U eer te lewe en U naam groot te maak. Ons bid al die dinge, Heilige Gees, deur U kragtige werking. Ons bid dit Jesus, ons Here, in U wonderlike naam, die naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ons gee nou geleentheid dat die tekens uitgedeel word.
Kan ek net vra, as daar iemand wat daar oorgestaan is vir die bediening van die brood, die hand opsteek asseblief. Iemand wat dalk nie wyn gekry het nie, wat ons vir ons aanleiding gee. Dit nou maar as in die nag, toe Jesus die nagmaal ingestel het hy ook gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Sy liggaam wat, soos ek gesê daar, die helse straf aan die kruis moet deurdra. Nie die kruisiging nie, ander mense is ook gekruisig, maar God se straf op die sonde, sy liggaam wat hy vir ons gegee het. As ons die nagmaal nou gebruik, dan doen ons dit omdat ons weet, hy het dit gedoen vir my sonde het hy betaal. Net so ook die beker, wat Jesus ook vir ons gesê het, is sy bloed, wat vir ons gevloei het. Hy het homself gegee, om ook ten volle vir ons sondes te betaal, dat my sonde skoon gewas kan word. Daar is nou geleentheid, dat ek ook stil raak in die wete dat hy dit vir my gedoen het. Dat ek sy kind kan wees wat vry kan uitgaan. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat hy genadig en liefdevol is en vir my betaal het. Geen geleentheid vir stilte, waar ons ook vir die Here baie dankie sê. Here, ons kan maar net sê dankie, dankie, dankie. Ons weet, ons verdien daar niks van. Daarom is dit vir ons die groot genade en liefde wat u so oorvloedig oor ons uitstort. Dankie Here, dat ons deur die gebruik van 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn weer verseker kan word. Dat so seker as ek daardie brood geproe het en die wyn gesluk het, ek kan weet dat u uit die groot genade en liefde u lewe vir my gegee het, vir my betaal het, en dat ek kan vryheid gaan, net oor u groot genade en liefde. Dankie Here, daarom wil ons u eer, en vra ons dat u vir ons sal help, Heilige Gees, om tot die eer van ons Here te lewe. Jesus, ons kyk op na u, ons hou vas aan u in die geloof, ons bid alles in u naam, die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons lang strome van seën. So
kan maar sit. As ons nou in aanbidding buig, doen ons ook voorbidding, ook vir ons siekes en vir wie dit nogal nodig het. Maar hulle het ook vir my genoem dat Dominee Gert ook môre ingaan vir 'n knieoperasie. Ons dink ook aan hom. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir hulle wat ons gereeld voorbid. Lorraine Koster, Laurens Roots, u weet wat vir hulle nodig is en daarom vra ons dat u ook vir hulle daar sal wees en vir hulle sal aanraak, Here. En so bid ons vir ons langtermyn siekes, Marius en Antoinette Jansen van Rensburg, Sue Alberts, Warren Bester, Nick de Klerk, Les Marais, Jaco Spangenberg, Theresa Williams, Gerda van Heerden, Babsie Libbe, en Here, ons bid ook vir Dominee Gert. Ons dra elkeen aan u op. Ons bid dat u op u manier en tyd in hulle lewens sal werksaam wees. Here, ons weet dat u genees, maar dat u ook soms vir ons sê, soos u vir Paulus gesê het, my genade is vir u genoeg. Geef vir elkeen u bystand en wees met elkeen. En nou bid ons dat u ook sal wees met ons gemeente, die pad vorentoe. Ons dra ons Dominee Tertius aan u op en die kerkraad. Elke lidmaat wil ek aan u opdra, Here. U weet, u ken elkeen. En ek bid dat u met elkeen sal wees en ook in hulle behoeftes sal voorsien en hulle sal lei op u pad. Maak ons sensitief, Heilige Gees, vir u leiding en werking in ons lewens. En Jesus, ons wil steeds ons geloofsoog op u gerig hou. Wees so met u kerk, Here. Maar daar so baie stemme opgaan met baie verskillende leringe. Help ons om te bly met wat ons geleer het. Om steeds uit u woord te leer en te leef. En Here, te reformeer waar dit nodig is. Te vermeer tot u eer, dat ons u naam kan groot maak en eer. Al hierdie dinge vra ons, Vader, in diepe afhanklikheid van u. Heilige Gees, deur die kragtige werking, Jesus in u naam alleen, tot u eer. Amen. Ons eer die Here nou met ons dankoffers. Ek noem ook maar net weer, dat ons 10de maand dankoffer ook vir ons daar is. Dit is al R37.000. Elkeen moet gee soos hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Stay
ontvang die seën van ons Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, troos en leiding van die Heilige Gees, sal by ons wees, van nou af en vir altyd.